Goeienaand Magaliesig vriende, baie welkom by hierdie kort midweek oordenking. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik van gebed. Here Jesus, baie dankie vir u goedheid, dankie vir u genade, dankie vir die geskenk van nog 'n week waarin ons kan wees. En soos wat ons in die middel van hierdie week kom, wil ons 'n paar oomblikke stil raak en vra dat u deur u woord met ons sal spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons vind Jesus se disippels saam met hom in die bofortrek. Dis die laaste oomblikke van sy aardse bediening. En Jesus gee vir hulle 'n preek, as te ware 'n afskeidsboodskap. Ons vind daardie afskeidsboodskap, daardie afskeidspreek, vind ons in Johannes 13, 14, 15 en 16, daardie gebeure rondom die laaste oomblikke in daardie bofortrek. Jesus praat oor verskillende goed in hierdie afskeidsboodskap, in hierdie afskeidspreek. Hy praat oor die Heilige Gees, hy praat oor sy wederkoms, hy praat oor verskeie dinge wat die vroeë kerk en ook die latere kerk van kennis moet neem as Jesus se laaste aardse bedieningsgedagtes vir sy kerk. En dan om hierdie afskeidsboodskap, hierdie afskeidspreek af te rond, af te sluit, gee Jesus sy slotgedagte. Ons vind daar die slotgedagte in Johannes 16 vers 33. Jesus sê vir sy disippels, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld sal julle swaar kry ervaar, maar hou goeie moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. 'n Ander vertaling gebruik die woord verdrukking ervaar. Ek is seker elke een van ons kan net na ons lewens kyk. Ons kan net na die omstandighede in ons lewens kyk. Ons kan na ons lewensgeskiedenis, die paadjie wat ons moes loop in die lewe kyk en sien dat wat Jesus hier gesê het, die waarheid is. In die wêreld sal julle swaar kry ervaar. Jesus sê nie dat dit opsioneel is nie. Hy sê nie party van julle sal swaar kry ervaar nie. Hy sê nie miskien sal daar swaar kry oor julle pad kom nie. Jesus maak die stelling vir sy disippels, vir die Christelike kerk, ook vir jou en my, dat in hierdie wêreld sal daar swaar kry wees wat oor ons pad kom. Maar Jesus sê, ek wil hê dat julle moet vrede hê. Ek wil hê dat julle moet vrede in my hê. Te midde van hierdie swaar kry, wil ek hê dat my kinders moet 'n gevoel van kalmte en vrede in hulle gemoed hê, selfs wanneer die wêreld se swaar kry oor hulle pad kom. En ons kan baie maklik vra, Here, hoe doen ek dit? Hoe het ek vrede wanneer my finansies nie uitwerk nie? Hoe het ek vrede wanneer dinge sleg gaan in my besigheid? Hoe het ek vrede wanneer daar by die werk uitdagings is en daar konflik is? Here, hoe het ek vrede wanneer my verhoudings met mense nie uitwerk soos wat dit moet nie, wanneer verhoudings opbreek? Hoe het ek vrede wanneer daar siekte of dood of teleurstelling oor my lewenspad kom? Here, hoe kan u sê dat in die wêreld sal ons probleme hê, in die wêreld sal ons swaar kry hê, in die wêreld sal ons verdrukking hê, en daarmee saam sê dat u wil hê, ons moet vrede hê in u? Hoe bekom ons daardie vrede? En baie keer vra ons die verkeerde vraag. Ons vra die hoekom vraag. Wanneer hierdie dinge in ons lewe gebeur, wanneer swaar kry oor ons pad kom en uitdagings, dan wil ons weet, hoekom gebeur dit met my? Die realiteit is, liewe vriende, almal is gaan gebuk onder hierdie swaar kry. Almal is onderworpe aan die probleme van die wêreld. Almal gaan deur verdrukking. Somstyds as ons eerlik is met onsself, moet ons om ons rondkyk en na ander mense se probleme en swaar kry en verdrukking kyk en besef dat dit wat ek deurgaan is dalk nie so erg soos wat ander mense deurgaan nie. En alhoewel dit 'n bietjie 'n bemoedigende gedagte kan wees, verander dit nog steeds nie die realiteit van my swaar kry en my seer kry en my verdrukking en my probleme en uitdagings nie. Ek beleef dit nog steeds, selfs al kan ek dankbaar wees dat my swaar kry nie iemand anders sin is nie. Ons almal is onderworpe aan hierdie swaar kry. So Here, hoe bereik ek hierdie plek van vrede wat daar in Christus is? Ek hou van Jesus se woorde. Sy woord wat hy gebruik.
In hierdie wêreld sal julle uitdagings hê, sal julle probleme hê, in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef, sal julle verdrukking beleef, en dan maar. Nou wanneer die woord maar gebruik word, verander dit nie die waarheid van die eerste deel van die stelling nie. Dit neem nie weg daarvan dat dit wat gesê is, wel so is nie. Maar verander wel die uitkoms van die stelling. So ja, dit is waar wat Jesus gesê het. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar daar is 'n verandering. Daar is 'n ander uitkoms. Die Bybel is vol van sulke maar-stellings. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Of Josef wat vir sy broer sê, julle het dit kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie gedink. Ons dink ook aan Paulus wat sê, ons word in alles verdruk, maar nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar is nie verlate nie. Die woord sê, die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van onsse God bestaan vir ewig. Die eerste deel van die stelling is waar, maar dit wat daarna volg, verander die uitkoms. Jesus sê, ek wil hê julle moet vrede in my hê. Ja, in hierdie wêreld sal julle te neergedruk word. Ja, in hierdie wêreld sal julle probleme ervaar. Ja, in hierdie wêreld sal daar uitdagings kom en verdrukkings kom, maar hou goeie moed. Nou wat is goeie moed? Wat is dit om goeie moed te hou? Is dit maar net om myself te forceer om meer positief te dink? Is dit maar net om meer optimisties te wees oor die lewe? Is dit maar net om nie aan al die probleme te dink nie? Dalk om my kop in die gat te steek soos 'n volstrysmaak en net nie aan die uitdagings te dink nie, net positive thinking soos die Engelsman sê, of is daar iets meer in die goeie moed wat ons moet hou in hierdie teneergedruktheid van hierdie wêreld? Ek is dankbaar dat Jesus het nie net daar gestop wanneer hy gesê het, maar hou goeie moed nie. Want jy sien, ek kry dit nie reg om goeie moed uit myself uit te hou nie. Ek het nie die vermoë om maar net myself uit hierdie wêreldse probleme uit te dink nie. Jesus sê, hy is die bron van daardie goeie moed. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle swaar kry ervaar, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Sien, ons goeie moed is nie daarin gegrond dat jy en ek onsself uit ons probleme uit kan dink of maar net onsself positief kan dink nie. Ons goeie moed te midde van hierdie wêreldse uitdagings lê daarin dat Jesus Christus alreeds die oorwinning gebied het vir enige iets wat hierdie wêreld na ons kant toe kan bring. En hoe het hy dit gedoen? Het hy dit gedoen deur groot wonderwerke in ons lewens te bring? Dalk, partykeer. Het hy dit gedoen deur ons omstandighede te verander? Dalk, partykeer. Of het hy dit dalk gedoen deur sy eie teenwoordigheid in ons lewens te gee? Jesus het na hierdie wêreld toe gekom om een met die mensdom te word, om een met ons te word, om te kan deel in ons natuur van mens wees, om soos ons te wees, selfs al is hy glad nie soos ons nie. En dis die paradoks van die menswording van Christus. Jesus kom na hierdie aarde toe om te kom deel in dit wat jy en ek deurgaan. En uiteindelik die hoogste manier, die grootste manier hoe hy deel word van ons swaar kry, van ons verdrukking, is wanneer Jesus, die Seun van God, God self, na die kruis toe gaan en daar gaan sterf vir jou en my sondes, vir jou en my sondige natuur, maar hoor ook vir al die gevolge van sonde wat ons in ons lewe mag beleef, vir al die swaar kry, vir al die onderdrukking wat ons mag beleef. Jesus het na die kruis toe gegaan met 'n belewenis van dit wat jy in jou lewe deurgaan. Sy oorwinning van die wêreld, sy oorwinning van jou probleme, sy oorwinning van jou swaar kry, lê daarin dat hy saam met jou in dit is. Dat jy nie alleen hoef te dra aan die las wat jy dra in hierdie wêreld nie. Dat hy dit deel.
Die teoloog Dietrich Bonhoeffer het die stelling gemaak dat slegs die lydende God kan ons help. Dis slegs 'n God wat ons lyding verstaan, by wie ons kan hulp kry. Dis 'n God wat in ons lyding deel, by wie ons kan hulp kry. Want ons hulp lê nie altyd daarin dat God groot wonderwerke verrig en ons omstandighede verander nie, en dit mag daarin lê, maar dit doen nie altyd nie. Soms bly ons in hierdie onderdrukking, in hierdie swaar kry, in hierdie probleme. Dan lê God se hulp daarin, dan lê God se oorwinning daarin, dat jy en ek kan weet, Jesus Christus deel dit wat ons deurgaan. Matteus 28 vers 19 maak Jesus die belofte en hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Jy en ek is nie alleen nie. As jy vanaand miskien angstigheid in jou beleef, as jy vanaand deur probleme gaan, deur uitdagings, deur swaar kry, deur onderdrukking, onthou dit, Jesus wil vir jou vrede gee. Jesus wil vir jou vrede gee deur jou goeie moed te laat hou. Daardie goeie moed wat gegrond is, slegs in die wete dat hy die oorwinnaar is. Nie 'n oorwinnaar wat met oorlog en met geweld kom oorwinning bied nie. 'n Oorwinnaar wat met sy teenwoordigheid in jou lewe oorwinning kom bied. Jy is nie alleen nie. Die God wat jy aanbid is besig om hierdie pad, wat jy ook al loop, saam met jou te loop. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir die belofte uit u woord uit, dat selfs te midde van hierdie wêreldse uitdagings, te midde van die wêreldse swaar kry, te midde van die wêreldse onderdrukking, u nog steeds met ons is. Here, u het hierdie boodskap vir die vroeë kerk, vir die eerste disippels gegee, en dit het hulle so gemotiveer, dat hulle bereid was om lyding en vervolging en selfs die dood deur te gaan, omdat hulle geweet het, die God wat hulle aanbid, is die een wat die oorwinning gebring het. Here, gee vir ons daar dieselfde geloof in u beloftes, dat wat ons ook al deurgaan hier op aarde, u alreeds die oorwinning oor dit behaal het, want u het dit saam met ons kom dra. Dankie dat ons kan weet, ons is nie alleen nie. Dankie dat ons kan weet, dat u is altyd saam met ons. Dankie dat ons weet, dat u deel die las wat ons dra. Gee vir ons daardie goeie moed. Gee vir ons die vrede, wat daar in Jesus Christus is. Amen.